Goeiemôre, jy's ingeskakel op Radio 33 hier op Aktuele Sake, saam met my Marius Bom en die legende Mike Bolhuis. Elke Woensdag vanaf 11:00 gesels ons oor relevante onderwerpe, nie net misdaad nie. En vandag is 'n interessante onderwerp en ek dink baie mense het 'n wanpersepsie van wat dit is om 'n Christen te wees. Jy weet, Christen is nie net 'n etiket wat jy kry of 'n label nie. Daar's verantwoordelikhede, daar's opdragte, hoe jy moet optree en ons almal is nou nie perfek nie, maar ons moet soveel as moontlik streef na perfektheid. Goeiemôre Mike, welkom. Baie dankie weer dat jy weer tyd in ons afstaan en jou besige skedule om vandag vir ons oor hierdie interessante onderwerp wys te kan maak. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, Marius, kom ons begin deur eers te hoor, is daar enige spesifieke vrae wat al opgeduik het? Nee, ons het die program geadverteer en ek het toe die oggend laat weet ek voel nie lekker nie, ons gaan nie kan uitsaai nie, weet my stem is daarmee heen. En toe het ons hom weer afgehaal, so daar was nie verskriklik lank op gewees oor hierdie spesifieke onderwerp nie. Alright, so ek gaan dan afspring deur te sê, is jy reg, Marius? Ek is reg. Jy gestruikel het. Nee, ek is reg. So, jy weet, ek was nou die dag by die bespreking by ENCA TV kanaal oor We the Nation. En ek kry nie eintlik baie om te sê daar nie, want daar is soveel mense en elkeen het so 2 spreekbeurte. Maar toe ek daar weg is, toe dink ek by myself, na alles wat ek gehoor het, jy weet, do we as a nation still say and profess that we are God-fearing? Net die woord God-fearing. En toe ek daar ry, toe dink ek myself, ek moes dit eintlik opgebring het op die einde, want ek was een van die laastes wat gepraat het. And if we say we are God-fearing, ons is godvreesende land, then I don't see it. En jy sien dit nie, en ons almal wat nou luister sien dit nie. Want sien ons godvreesende mense, leiers, polisie, besigheidsmanne, die regering, munisipaliteite. Want as jy godsvreesend is, gaan jy nie die misdade pleeg wat tans in hierdie land daar is of toelaat nie. Onthou, dit gaan nie net oor misdade wat gepleeg word, dit gaan oor die toelating van misdade. In ander woorde, daar is nie zero tolerance nie. Daar is nie 'n vrees vir God. En obviously moet die ou dan terugdink en wonder of die mense in Suid-Afrika, en ek skeer almal maar onder dieselfde kam, en jy mag dalk nie so 'n persoon wees nie, so moet dit nie persoonlik opneem nie. Maar is die vraag dan, vrees hierdie nasie en die mense in hierdie land, die regering, tot die ou op die straat, God. En dan wil ek weer eens sê, ek dink nie dis die geval nie. En dan die Christene wat beweer hulle vrees God. Hoe hanteer hulle dit in hulle daaglikse lewe en wat doen hulle daaromtrent? Want as jy God vrees, sal jy zero tolerant wees teenoor misdaad. Jy sal misdaad identifiseer, evalueer, jy sal dit in 'n manier van jou kant af ondersoek, probeer oplos, as nie, autoriteite, professionele mense inkry om te help en te assisteer, om dit aan te spreek. Jy sal dit nie net daar laat nie. Ek sal bietjie later meer verduidelik oor wat die Christen kan doen rakende misdaad. So Marius en luisteraars, my grootste bekommernis is kom ons noem dit so, jou ken van God, want as jy God ken, sal jy hom vrees. Kom ons dink net aan 'n oomblik, aan net 'n paar eienskappe van God wat te moeilik is vir die brein om te verwerk. Alomteenwoordige God. Dis so suurstof, hoor. En dit is net om die aarde. God is alomteenwoordig in die heelal. Kom ons noem die grootheid van God. God se grootheid strek tot waar die begin is en daar is geen begin, en waar die einde is en daar is geen einde nie.
Ons kan nie eers, ons try nou nog meet waar sekere sterre. So, hoorie, dit is moeilik om te verwerk. That's God. Alright, die alwyse God, die God met al die kennis, insig, met al die mag en krag. Die een wat jou geskape het, die uniekheid van jou oog en jou sintuie. Dit kom nie van 'n poedeltjie modder af nie. Daar's geen manier hoe die mens ontstaan het deur 'n Big Bang. Dis vir my astronomies dat die slimste mense die mees stupidste stellings maak. Big Bang. Enigiets wat 'n Big Bang is 'n ontploffing. Dit spat uit mekaar uit. Dit is nie georganiseerd nie, dis chaos. Soos ander woorde, as jy 'n klok vat en jy haal hom uit mekaar uit met sy honderde parte, en jy sit 'n cracker tussen al die parte, en jy skiet hom vir multimiljoene jare, gaan jy nooit daai klok by mekaar kry nie. Dit mos tog logies, man. Nou waar kom hierdie slim manne met evolusie en al hierdie ander goed, en sê ja, dat 'n Big Bang of dit, of 'n plassie modder, of dit, of die of daai het. Die mens wat jy vandag sien, teweeggebring, 'n by, kyk na 'n by, wie het die by geleer om sy heuning so te maak? Hy gaan sit op 'n blom en neem kry 'n bietjie suiker en hy maak heuning in 'n korf wat al daai hele infrastruktuur van daai korf is so perfek gebou. Jy kan die ouens, jy weet, ek het nie woorde oor hoe perfek daai korf is en hoe hy werk nie. En dan praat ek nou van een insek hierso. Hoe weet die hare op jou kop om nie oor jou oë te groei en tot hier by jou ken nie? Jy het 7 verskillende, as nie meer, soorte vel, 'n tipe vel op jou gesig. Jou elmboog is anders, jou hakke is anders, alles in jou liggaam is uniek. Hoe is dit moontlik dat jy 'n bord kos eet en dit verander in jou liggaam? Want as jy nie eet nie, gaan jy dood. Water. Jou liggaam bestaan 90% uit water uit. En so kan ek aangaan. En dit is nog net die mens in 'n bytjie waarvan ons gepraat het. As jy kyk na blomme en na die son en die hele natuur, en ek wil nie eens praat en miskien eindig met, kom ons noem dit die brag oor grootheid van God, en ons brag oor die Here hoe fenomenaal hy is, oor die vermoë van die brein. Ek meen, dit is just incredible. Maar ek is seker die penny het al by almal gedrop dat God se grootsheid, se almag, se kennis, se wysheid, sy totaliteit as God is juis God, omdat daar absoluut niks en geen vir hom onmoontlik is. Dink net 'n bietjie aan daai stelling. En dit bring teweeg 'n goeie vrees vir die God wat mag en krag het om jou te gemaak het en ook jou te verdoem indien jy hom nie eer en respekteer daarvoor nie. Is dit boelie? Is dit afpersing? Is dit gewelddadig? Is dit in enige manier verkeerd dat God dit vereis? Nee, dit is glad nie. Want hy het jou dit alles gegee en dit is tog logies. Ons gebruik so maklik die woord logies. Wat is logika? Dis logika. Dat dit wat jy gekry het, jy hanteer met respek en met liefde teenoor die wat dit vir jou gegee het. Want ons doen dit op aarde teenoor mekaar. Hoeveel te meer God wat jou alles gegee het en na jou omsien. En dit is debatteerbaar, want mense is baie vinnig om te sê, ja, maar as 'n liefdevolle God, hoe sal hy my in die hel gooi? Hy gooi jou nie in die hel nie, jy kies daai pad. Onthou, 'n ander uniekheid van God is, dat daar is 1 of 2 dinge wat hy nie kan doen nie. And that's also by choice. En dit is respekvol genoem, maar God kan jou nie forceer nie. Hy wil jou nie hê as 'n puppet nie.
You can choose him or not. And you will choose your own destination. En as jy, hier is die ironie, jy kan nou maar sê, ja, maar ek is op die aarde, maar ek wil nie die Here doen nie, ek wil my eie lewe lewe, al het hy vir my alles gegee, al het hy al hierdie goed vir my gee, en so goed wil ek my eie lewe lewe, en ek wil nie in hom glo nie, en ek hoef nie in hom te glo nie, and then you've chosen your destination, maar hier is die probleem, die oomblik as jy daai beslissing neem, gaan jy verkeerlik optree, jy gaan by misdade betrokke raak, jy gaan verkeerde dinge doen, jy gaan mense nalat, jy gaan die wêreld in sy totaliteit nalat, wat God se eiendom is en mense om jou seermaak en benadeel. En dis wanneer jy sondig, en dit is waar sonde jou eventueel op laat opeindig. Want die mens sonder God het nie 'n keuse nie. Hy gaan sondig, dit is net die hoeveelheid kere en waar en wanneer. Maar sondig gaan hy sondig, want dit is in sy natuur. En jy weet, die slimste van die slimstes het dit al baie interessant ook al geïdentifiseer, dat dit is wat 'n mens doen. As hy op sy eie is, en nie sy skepper vereer en volg nie, raak hy betrokke by die verskriklikste en die ergste misdade waaraan jy kan dink, en groepe. En dit is oor en oral bewys. Nou die stand van ons land is so, weens die verloning van God, en daar is 'n bewys. En ongelukkig word die paar wat die Here dien, meegesleer en beïnvloed. En baie keer soveel so beïnvloed, dat hulle nie betrokke raak om uit te staan vir die Here en voort te gaan met evangelisasie en om 'n verskil teweeg te bring. Hou gou aan. So dit is baie belangrik dat jy jou Christenskap voor moet uitstaan. Maar die Here leer ons ook om soos trapsiekies te kan aanpas, want ons weet mos nou dit is nie die 18de eeu nie, en ons weet mos ook nou dit is nie 500 voor Christus of net 500 na Christus nie. So hy leer ons en hy onderrig ons in sy weë hoe om dinge aan te pas en hoe om dinge te doen. En is interessant dat hy juis in die Bybel noem dat ons moet wees partykeer as gentle as doves and as sly of kom ons sê as shrewd of cunning of clever as snakes. En dit is nie 'n lelike stelling nie, dit is 'n vergelyking oor hoe jy kan in verskillende omstandighede kan operate om nog steeds vir die Here uit te staan om te bereik waarvoor die Here jou geroep het. Nou ons hoofdoel op aarde is om onsself in ons verhouding met die Here reg te hou, om sodoende ons verhouding met ons naaste te kan reghou. Nou as jy nie by punt 1 kom nie, gaan jy nie punt 2 kan uitvoer nie. As jou verhouding met die Here nie reg is nie, gaan jy selfsugtig wees, jy gaan nie omgee oor jou naaste nie, of laat ek dit so stel, jy gaan nie ware liefde teenoor jou naaste kan hê nie, jy sal net van mense hou tot op 'n punt wat jy nie meer van hulle hou nie. En jy gaan selfsugtig optree in jou keuses. Jy gaan nie in ag neem ander om jou nie. So 'n ware verhouding met God het ons nou al bespreek, en 'n ware verhouding met God is die belangrikste, want dan het jy die brille op en dan maak jy ingeligte besluite. En as jy 'n ware verhouding het met die Here jou God, jou skepper, en jy hom vrees en identifiseer sy grootheid en wie hy is en wat hy is, aanhoudend in jou lewe op 'n dag en nag basis, dan beïnvloed dit alles om jou, insluitende jou liefde vir jou naaste, en vir ons wat sake hanteer en ondersoek, vir die wat jou kom sien, teenoor wie ons die sake doen, teenoor ons betrokkenheid met alles waarmee ons besig is, het sy die media, radio, en oral in kommunikasies en ondersoeke rakende veiligheid en sekerheid in Suid-Afrika. Met ander woorde, die Here God is vir ons dan so suurstof, is oral in 24/7 inneembaar en word by betrek.
met die hoop dat ons daai verskil teweeg kan bring en 'n voorbeeld kan stel. Nou die mens is valbaar. Môre is ek die een wat 'n ander broer in Christus of suster in Christus nodig het. Vandag probeer ek wees om die hulp te wees daar vir mense. Maar mense kan met jou verskil. Mense kan vir jou kwaad raak, mense kan emosioneel raak, die mens bly die mens, ongeag sy verhouding met die Here, en dit is hoe jy daai situasies hanteer, wat die uitkoms gee. As daar verskille is tussen mense, wat daar is, as daar emosies is tussen mense, wat daar is, as daar probleme is tussen mense in gesinne, wat daar is, al daai goed, is hoe jy dit hanteer onder mekaar, en met mekaar, wat die bepalende faktor is met jou verhouding met die Here verder vorentoe, want dit kan dit betroebel, en jou verhouding met mense. So dit gaan alles oor mens en mens, mens teenoor mens. Want as mens teenoor mens die regte verhoudings het, dan sal hy teenoor die natuur en die res van die wêreld wat vir hom daar geskape is, ook reg hanteer. 'n Ware Christen gaan nie die bedreigde spesie, uiltjie of diertjies verwoes nie. Die ware Christen gaan ook nie plastic sakke uit 'n boot uitgooi in die see nie en rommel langs die pad of uit sy kar se venster gooi nie. Die ware Christen gaan water spaar. Die ware Christen gaan elektrisiteit spaar. Die ware Christen gaan alles in sy vermoë doen om met alle fisiese goed om hom reg te leef, van die natuur tot produkte wat hy koop en aankoop. Hy gaan sy besigheid reg doen. Hy gaan sy finansies reg doen. Hy gaan alles en enigiets rakende mense wat by enigiets betrokke is waarmee hy betrokke is, reg hanteer en doen. Na die beste van sy vermoë. En dit is waartoe ons moet stuur. Die probleme kom in wanneer mense vinnige, ondeurdagte, oorhaastige, emosionele beslissings neem of assumpsies maak, afleidings maak en dan dit volg met optredes. As jy jouself kan kry dat voor jy enigstens reageer, jy doodseker maak is wat die inligting is wat jy gehoor het, gesien het of gekry het, dan sê ek nou vir jou, sal jy nie val vir 'n ondeurdagte stelling nie, want dan kan jy 'n ingeligte stelling maak of antwoord gee of toetrede doen. Maar dit is omdat mense iets sien, net 'n opskrif lees en dan eenvoudige gevolgtrekking maak en die storie versprei. En ongelukkig moet ek dit dan nou sê, is dit niks anders dan as kinder en kak praat nie. And that's what it is. So jy kan nie byvoorbeeld, as daar iets na jou toe kom, dit nie net versprei of 'n reaksie gee of 'n stelling daaromtrent maak of van 'n opinie daar wegstap en dink jy's ingelig nie, tensy jy dit nie deeglik geëvalueer het, geïdentifiseer het en seker gemaak het wat dit presies sê en is. En dit sluit in enige vorm van kommunikasie en presentering teenoor mekaar. En dis waar die meeste mense moeilikheid kry met mekaar. Jy weet, ek sê altyd vir die kinders as ek by die skole praat, dis nie te sê as 'n paar kinders een kan staan en hulle praat 'n bietjie en hulle kyk heeltyd na julle, dat hulle oor julle praat, is moontlik, maar dat hulle oor julle praat en dat hulle sleg praat. Die assumpsie is wat die kinders maak, is as 'n groepie kinders praat en hulle kyk na jou, dat hulle oor jou praat. En dat hulle van jou sleg praat, dis vir my so snaaks. Of oor jou skinne. Nou dit is heel moontlik so, maar vir jou om uit te vind, het jy mos nou nodig om oor te stap en te sê, as ek sien julle kyk, is daar iets waarmee ek kan help, is daar 'n probleem, ensovoorts. En is omdat daai vorm van assumpsie, afleidings, kommunikasie baie keer
die persoon in 'n posisie plaas waar hy sommer dit aanvaar dat dit die geval is en dit veroorsaak dan 'n magdom van reaksies later, van nie toetreding, nie kommunikasie en 'n oor en weer geskinnery oor die ander. Want dan praat hierdie groepie nou weer en wys weer vinger na die ander groepie toe. So ek gebruik nou daai simpel voorbeeld en dis onder kinders. Dit gebeur by groot mense ook en dit gebeur oral. En dit is 'n groot probleem as jy net 'n afleiding maak en daarvolgens dit 'n feitelike oortuiging maak terwyl jy nie werklik waar weet waaroor dit gaan nie. Die tweede probleem is waar mense, ons het al hierdie kommunikasiegesprekke gehad, waar mense nie behoorlik kommunikeer nie. As jy nie, en ek stel voor dat julle daai projek van ons lees, kommunikasie, how to communicate, al daai goed, die laaste gesprekke op julle radio, en ook op radio, Biker radio, doen ek hierdie gesprekke oor hoe mense moet kommunikeer. As behoorlike kommunikasie in plek is, val al hierdie verkeerde dinge weg. Alles. Dan weet jy wat is feitelik. En dan reaksies op behoorlike kommunikasie is ook belangrik. En dit is hoe jy daarmee deel. Want onthou, niemand hou daarvan om te besef, hy of sy is verkeerd. Of hy of sy moet aanpas. Of daar het nou werklik waar iets verkeerd gebeur en dit is die waarheid en wat doen jy nou daaromtrent? Nou dit is die ding, wat doen jy daaromtrent? As jy verkeerd is, dan stel jy dit reg. Maar baie mense het 'n vorm van nommer 4, arrogansie, wat nie dinge wil regstel nie en sal tot hulle blou in die gesig stry en 'n ander kant wil probeer stel. Die oomblik as emosies in enige van hierdie gesprekke wat ek nou verduidelik het, intree, dan het jy in ieder geval you lost the plot. Any emotional decision is a wrong decision. It's an emotional decision. It's not a factual decision. Jy kan nie ingeligte besluite neem as jy emosioneel is nie. Of in ieder geval uiters selde. Want jy word beweeg nie noodwendig deur inligting nie. So ou moet baie versigtig wees in kommunikasie. En dit is iets wat weggeval het in die Christen en in die menswees van vandag en in die stand van die land. Almal sê dat dit is so, dan praat almal so. It's become the narrative. Almal, of ek het dit gelees net vinnig en dis hoe dit is en dan word dit maar net eenvoudig versprei en gesê. En dan is dit daar gelaat, want daar word nie iets omtrent eintlik gedoen nie. So ware Christenskap en misdaad is iets wat hand aan hand gaan loop vorentoe en al hoe meer van jou as Christen en van ons land, of jy nou Christen is of nie, maak nie saak wat jy glo nie, wie jy is, wat 'n geloof, wat 'n groep, waar jy jouself ook al bevind, kommunikasie, professionele kommunikasie en korrekte kommunikasie, het gaan altyd die oplossing bly vorentoe. It doesn't change. Maar jy wat sê, ek is Godvreesend en ek is 'n kind van God. Dit is vir jou wat juis daai inligting het, wat hierdie van kardinale belang is en wat van jou vereis word om reg en korrek deur te voer. En soos ek gesê het, die belangrikste is jou verhouding met die Here. As jou verhouding met die Here reg is, gaan jou verhouding met jou naaste reg wees. En daarbey gesê is, toe ek vroeër genoem het ek gesê, daar's goed wat volg daarna. Is jou doel en roeping op aarde, na jy besef het, dat die Here het jou hierdie alles gegee, jy betaal nie daarvoor nie, en hy het nog steeds geweet, wat ons nie kan verstaan nie, van begin af, presies wat jy oor 'n uur gaan dink of sê, en wat jy van geboorte af gedink en gesê het. Dink bietjie daaraan, daar's niks wat God nie weet nie. Hy weet alles. En jy kan nou maar hoe daaroor stry, God het homself so geïdentifiseer, and it is in fact so. Want as jy vat net na een van die karaktereienskappe van sy krag en almag,
en dit is die skepping, dan val die ander makliker in plek om te glo. Dit is baie makliker om te glo wie God werklik waar is, as om te glo dat hy nie bestaan nie. Dit is baie moeiliker om God te probeer wegpraat, he doesn't exist, want jy moet iets in die plek van plaas. Want jy moet dan verduidelik, waar kom die boom, die plant, die aarde. Ek meen nie een van hierdie sterre slat in mekaar vas nie. Die maan val nie sommer ewe skielik nie. Verduidelik vir my swaartekrag. Ek meen, jy kan nie, as ek nou vir Marius sê, Marius, dink aan jou hondjie, dan sien hy die hondjie in sy geestesoog. Waar is daai geestesoog? Jy kan dit nie vat nie. Hoe verduidelik jy imagination? As ek vir julle sê daar buite, dink aan jou geliefde persoon in jou lewe, aan jou kind, aan iets wat jy gereeld aan dink. Verduidelik vir my daai prentjie, waar is hy? Onthou, jou brein bestaan uit bloed en vlees. Verduidelik vir my jou gees, jou siel. Verduidelik vir my die gevoel wat jy kry as jy iemand verloor het aan die dood, dat jy kan aanvoel, daai persoon leef nie, daar's iets weg uit daai persoon uit. Die persoon se gees en siel is weg. That's the person. Die persoon is nie die liggaam waar daar lê nie. That's not the person. Dit is slegs die persoon wat in daai liggaam was, wat beweeg het tussen ons. So, jy moet, as jy wil God wegredeneer, moet jy iets in plek hê daarvoor. As jy dit nie kan doen nie, it's much easier to believe that God does exist, en die Here God is daar, en hy is dit alles wat hy sê, as om dit nie te glo nie. Maar anyway, die Here sê mos, kom nou, laat ons redeneer, laat ons saam praat, al was jou sonde so skarrelaken. Ek sal jou red, ek sal jou juk dra, ek sal jou help hier op aarde. Maar die mense is rebels, en selfs Adam en Eva het getoon, en die mens gaan alles in sy vermoë doen, om God te vermy, want hy wil nie die knie buig nie. Hy wil in beheer wees. Die mens se grootste God is homself, sy eie selfsug. En dit is heel moontlik die grootste sonde in my opinie op aarde, is selfsug. Want as jy selfsug het, dan gaan jy in elke manier wat jy aan kan dink verkeerdelik optree. Want jy gaan almal om jou benadeel en net aan jouself dink. En jy weet, ons kan nou, kom ons verduidelik selfsug. As een rugby speler, almal wat nou so freak oor rugby, op die veld, net aan homself dink, en nie aan sy span nie. Wat se chaos is dit? As een engine part in die engine het besluit, ek gaan nou maar net my ding doen soos ek wil, gaan die engine ry. Ons is gemaak en geskape om saam te wees op aarde. Ons is nie gemaak en geskape om selfsugtig en geïsoleerd te wees nie. Dit is 'n groot probleem, hoor. Maar anyway, ons moet misdaad identifiseer deur die oog van die Here. Ons gaan dit nie kan regslaan of regskiet nie, nie in hierdie tyd nie. Dit kon miskien daai tyd gedoen gewees het, en soos ek gesê het, ons is die trapsiekie, ons is nou op 'n heel ander takkie hier vandag. Vandag kan jy nie nêrens eintlik iets oplos met oorlog nie, en ons sien dit in die wêreld. Maar dis wat die mens gaan doen, en dis die skade. Ons is nie gemaak vir oorlog nie, ons is nie gemaak vir hierdie tipe van konflik en konfrontasies nie. Maar kommunikasie het geheel en al totaal die backseat geneem, en dit veroorsaak dat mense fisies optree. Uiting gee op hulle emosies en hulle opinies, en al hulle besluite word geneem daaromtrent, eerder as om dinge behoorlik en deeglik uit te kommunikeer. En as dit was in plek in die wêreld, dan het ons niks van hierdie oorloë wat ons al gesien het en selfs baie keer beleef en ervaar in die wêreld gehad nie. And that's the raw truth. En in ons land gaan jy niks hiermee verder met geweld kan oplos nie, hoor. Dit het niks te doen met selfverdediging. Ons het dit al bespreek, as iemand in jou huis inkom
en hy wil jou vrou en jou kinders vermoor en verkragt, dan skiet jy hom, en jy skiet hom dood. There's imminent danger. Jy het die volste reg, en dit is Bybels, om jouself te verdedig. Jy moet jouself beskerm teen die bose, en dit is baie keer fisies. Maar as jy gaan uitgaan en jy probeer dinge regstel in ons huidige korrupte land, deur links en regs te skiet en oorlog te verklaar, gaan jy nêrens kom nie. En dit is die ongelukkige harde waarheid. So jy moet alles in jou vermoë as Christen, as ware Christen doen, om misdaad te identifiseer, te evalueer, te probeer oplos aan jou kant, ondersoek en op te los, en misdaadvoorkoming in plek te kry. Dis wat ons as spesialistondersoekers doen. En as jy nie kan nie, moet jy betrokke raak by die wat kan. En jy moet altyd onthou, daar's niks wat die Here nie weet en nie meer kan help nie. As jy 'n waterlek het, die Here is 'n plammer ook. En as jy 'n fisiese probleem het in jou liggaam, is die Here die een wat jou kan genees. En as jy emosionele en verstandelike probleme het, kan jy vra. Die Here ken wiskunde. En die Here ken oplossings in elke veld waaraan jy kan dink, en dit sluit in ook misdaad. Die Here is die beste speurder. Die Here is die beste president. Die Here God is die beste in alles en vir alles. So ken die Here jou God in al jou weë. Salomo het nie gesê, ken hom in sekere weë nie. Ken hom in al jou weë. Die Here is die lig vir jou voet, die lamp vir jou pad. Ek meen, wat moet die Here meer doen, as wat hy in sy woord absoluut reeds duidelik vir ons gegee het, hoe om alles daagliks aan te pak? Jy gaan nie iets in die Bybel kan kry wat iets nie aanspreek nie. So die wêreld het aangepas, daar's verskriklike tegnologie, daar's verskriklike cybercrime, daar's AI, dinge raak al hoe meer elektronies en digitaal. Die Here weet dit. Hy het dit geweet from kingdom come, as ek dit so kan sê, want daar's nie 'n begin of 'n einde nie. En ons moet besef wie die Here is. En ons kan net eers probeer om ons koppe om te kry oor hoe almagtig, hoe groot, wat is sy size, wat kan hy doen, en. Dan kan ons 'n idee kry van that is really nothing too big for him, or that he doesn't understand, of het nie antwoorde voor nie. En dit is die begin van die aanspreek van misdaad. Want die Here sal jou lei, en jou die vermoë en die krag, en die wysheid en die insig en die mag, en die voorspoed gee, om dit te kan aanspreek. En ek bid dit vir julle almal in Jesus naam. Hoorie my vriend Marius, ek dink dit was redelik om soveel as moontlik te kon genoem het in hierdie halfuurtjie. Ja. Maar ons kan dit altyd verder vat as ons vrae en inligting kry, wat aangespreek moet word. Ek weet nie of daar nog iets is wat jy wil sê nie. Nee, wil ek maar net weer noem dat al ons gesprekke altyd opgeneem word, en hulle kan dit aan julle kan kry by jou organisasie of by Radio 33. Alright julle, ons daar buite, ons dink aan julle, ons bid vir julle, ons weet dit gaan sleg. Ons weet die ekonomie is, kan ek dit maar plat Afrikaans sê, is in sy moeren. Ons weet hierdie land val met rasseskrede, ons dra kennis van die korrupsie, julle weet dit, ons doen alles in ons vermoë om 'n verskil te maak, ons moet dit maar saam doen. Onthou net, vir die wat in Christus glo, ons is op pad hemel toe. Sterkte en alles wat mooi is. Dankie Michael, gesels weer.